Okay, cool. Hallo julle. Ek hoop dit gaan goed. Dit is vandag die 3de Januarie. My naam is Wouter en ons het gister begin hier op die kerkgemeenskap nie net om aan te gaan met preke nie, maar ook om temas te tackle. En een van die goeders wat ek gevoel het, wat die Heilige Gees werklik op my hart druk, is die tema van man wees. En ons kan nie regtig man wees bespreek sonder om vrou wees te bespreek nie. En om hulle saam te bespreek, is dit so nodig om na Efesiërs 5 toe te gaan. Nou, gister het ek weggevaar met 'n spoed en ons het begin praat oor onderdanig wees en eerbiedig wees en al die tipe dinge, maar in die middel van nêrens nie. En as ek na myself geluister het gister, sou ek gesê, dude, wat se teks? Hoe gaan ons daar? Hoe kom ons? So konteks is altyd baie belangrik en ek gaan probeer om dit vandag so te gee. En weer eens deel die video. Ons kry dit by soveel as moontlik mense uit. Dis nie net vir jong mense nie, as daar ouer mense ook is, asseblief deel het. Ek dink, mense is nooit op 'n plek in jou huwelik wat jy dink, jy weet, ek is perfek nie. Ons kan altyd nog leer, ons kan altyd tyd maak om die woord te bestudeer. En soos ek gesê het, maak nie saak om watter kerk jy is nie, hierdie kom uit die woord uit, en ons gaan vandag sien net 'n voorbeeld van die verskillende vertalings en hoe ons al die dinge kan tackle. So, voordat ons begin, voordat ons in die skrif indelf, kom ons bid net saam en ons vra vir die Here net vir krag en vir wysheid. Sophia, in Jakobus is die Griekse woord Sophia, kom ons vra vir die Here vir wysheid, vir Sophia, vir dit wat ons hier gaan doen. Here, dankie vir die voorreg dat ons op hierdie manier by mekaar kan wees. Vader, ek bid vir elke persoon wat luister, en vir my ook, Vader, skenk aan ons wysheid, sodat ons hierdie dinge nie net kan bespreek nie, maar dat ons dit kan uitleef, en dit tot eer van U naam. Amen. Okay, cool. So, gister het ons begin, as jy nog nie gister se video gekyk het nie, moenie stres nie, maar as jy wil, gaan kyk dit, en dan sê jy so 'n bietjie konteks kry van wat aan die gang is, en soos ek gesê het, ons het net gister begin met Efesiërs 5, nou die aanloop tot Efesiërs 5, as julle kan onthou, my Efesiërs is al so baie gebruik, hy kom uit my Bybel uit, maar die aanloop tot al hierdie dinge is baie belangrik om te verstaan, en ek dink veral van hoofstuk 4 af, van vers 1 af, word daar gepraat van die eenheid van die kerk, en dit wat die Gees doen, die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, dit lees ons in Efesiërs 1, ek gaan ophou sê, ek beloof, vers 1 tot en met vers 3, ek sê heeltemal te veel, aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate wat Christus die gawes gedeel het, daarom sê die skrif, toe hy na die hoogtes opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en die gawes vir mense gegee. So, wat ons hier moet verstaan in Efesiërs 4, die eerste paar verse gaan oor die Gees, dit wat die Gees gee, die eenheid, dan ook natuurlik die genadegawes, en sorry, ek maak my oë toe, dis 'n manier wat ek dink, die genadegawes, en dan word die gawes genoem, en die doel daarmee, vers 12 sê, sy doel daarmee was om gelowiges toe te rus, vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Dan word daar ook gepraat van, weer eens van die eenheid, dat ons nie meer soos kinders sal wees nie, dat ons in liefde by die waarheid sal bly, en so sal opgroei, en dat ons sal besef, die verskillende liggaamsdele, ons is almal deel van die liggaam van Christus, maar ons almal het 'n spesifieke funksie, en ons moet onthou, Christus is die hoof, die Griekse woord kephale, en as ek dit nie uitspreek soos jy dit uitspreek, ek dink ons almal spreek dit maar anders uit, maar dit is die Griekse woord, Christus is die hoof, ons deel in die liggaam, elkeen het sy eie funksie. Dan, net daarna, vanaf vers 14 tot en met vers 24 is die ou en die nuwe lewe, dit wat ons was, dit wat ons nou is in Christus, en dan hier van vers 25 af, raak Paulus dan nou onder leiding van die Gees baie prakties, en hy sê, yes boys,
Hierdie is die riglyne, nou dat julle die valsheid afgelê het, hierdie dinge moet julle nou doen. Hy raak baie prakties. Hy sê, as julle kwaad word, moenie Sondag nie. Moenie die dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vatkans gee nie. Moenie vuil taal gebruik nie, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek nie of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. En dan gaan hy by hoofstuk 5 en hy begin daar om te praat van die kind van God wees en ons moet lewe as mense van die lig. En hy sluit die vorige gedeelte af met julle moet versigtig wees hoe julle moet lewe, moenie soos onverstandige mense lewe nie. Julle moet verstandig optree. En dan vers 18, 19 en 20 sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange, ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Eintlik moet ek tyd maak vir 'n video oor vers 18. Moet julle self nie aan drank te buite gaan nie. Dit is nogals 'n kultuurding. Ons het 'n kultuurding in Suid-Afrika dat ons kuier nogals baie. Wel, Suid-Afrikaners kuier nogals baie, maar ons gaan terugkom by hom. Ek gaan 'n nota maak daarvan. Ek dink dit sal 'n baie interessante tema wees. Ja, baie interessant. En dan kom ons dan by die teksgedeelte van die man en die vrou. Nou sonder om baie uitbundig en verskriklik baie, ons het nou 'n bietjie konteks gegee. Daar's twee woorde wat ons hier moet raak sien. En daar's twee dinge wat ons hier moet besef. Eerstens is dit gaan nie oor my nie. Of ek nou 'n man of 'n vrou is, dit gaan nie oor my eerste nie. Dit gaan nie eerste oor my vrou nie. En vir my vrou gaan dit nie eerste oor my nie. Eerstens gaan dit oor Christus en dis baie belangrik. En weer eens, ek maak die Grieks hier voor my oop en wat ek voor my het, hier is die 83 vertaling, die idiomatiese vertaling, so, want dit is bietjie makliker om te lees. Dan die 33-53 vertaling, wat 'n direkte vertaling is. Dan het ek die ESV, die English Standard Version, en dan het ek die ESB 4, die Grieks hier voor my. So ek wil dit vir julle lees. Net vers 21, en ons gaan vandag net stil staan by vers 21. Moenie stres nie, net vers 21. 83 vertaling sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So die 83 vertaling sê. Dan sê die 33-53. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. So kom ons lees in die vorige woord, die vorige sin. Terwyl julle God die Vader altyd dank vir alles, dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Die Engels sê submitting to one another out of reference to Christ. Okay, so in vrees van Christus. Die Griek sê in vrees van Christus. Ja, is genitief in die vrees van Christus. So, dit is baie interessant dat die 83 vertaling sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, en dan is die 33-53, maar die vrees van God. So, ek dink dit is baie belangrik, maar dit gaan ook seker nog baie gebeur dat my foon lui. Ek wil hom net afsit. Ek sal nou terugskakel, moet nie bekommerd wees nie, wie ook al het is. Twee woorde, en dis twee woorde, en ek glo met my hele hart is belangrik om dit te sê. Sommige kere wil ons Bybelstudie meet en ons tyd met die Here meet met ander mense, en ons kan dit nie doen nie, ons almal is uniek, ons almal is anders, ons almal het unieke lewens, en ons almal het unieke omstandighede, en wat ons nou doen is, as jy nie Bybelstudie doen in jou huis nie, kom ons doen dit dalk, as jy nie Bybelstudie doen in jou huis nie, so kry 'n stuk papier en skryf hierdie twee woorde aan mekaar op, ek wil net kyk of dit nie iets belangrik is nie, skryf hierdie twee woorde op, eerbied vir Christus, onderdanig aan mekaar, eerbied vir Christus, onderdanig aan mekaar, skryf dit op, sit dit in jou yskas vas, want elke keer as jy in jou yskas toe gaan jy daai twee woorde sien, eerbied vir Christus, ons sal nou kom by die Grieks, en onderdanig aan mekaar. En elke keer as jy dit lees,
dan kan jy dink aan hoe kan ek hierdie ding prakties uitleef. So kom ons kyk na die eerste woord. Die Engels sê to be a subject, put in subjection. So ons het al almal jy weet flieks gekyk wat daar byvoorbeeld 'n koning is en die koning het hierdie subjects. En wat doen die subjects? Die subjects dien die koning. Enigiets wat hy sê dien, hulle luister. My bewoording nou mooi kry. Hulle is daar. Beck and call, jy weet wat ook al die koning wil hê, hulle is daar. As hy in die middel van die nag 'n snack wil hê, dan jy weet hulle maak seker hy kry sy snack. So dit is die gedagte rondom dit, wees uit eerbied vir Christus, daai eerbied, subjection, om te sê, maar weet jy wat, ek is uit eerbied vir Christus, ek dien vir Christus, alles wat ek doen is vir Christus, en ek verstaan ook hoe die woord vrees hier inkom, want dit is ook belangrik om dit raak te sien, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, en dan die 33-53, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Okay. So, kom ons vat hom direk uit die Grieks uit, be subject to one another in the fear of Christ. Okay. So, nou moet jy hierdie twee goeders moet jy by mekaar sit. Jy moet nou hierdie twee goed by mekaar sit en jy moet vir jouself sê, maar ek is onderdanig aan my man of aan my vrou, ek dien hulle, ek respekteer hulle, ek verwag nie om bedien te word nie, maar ek dien hulle uit vrees vir Christus. Nou, jy kan dalk dink, hoekom moet ek vrees? Nou, ons kan hierdie woord vrees, kan jy op ander maniere ook vertaal. Jy kan sê vrees en, maar jy kan ook sê uit respek, uit eerbied vir Christus. So, wanneer jy op jou yskas lees, eerbied vir Christus, onderdanig aan mekaar, dan lees jy, en ek dink saam met jou, die lees 'n baie organiese gesprek, dis hoe ons dit maar doen in ons huis, wanneer ons dit doen ons dit so, want ons raak ook besig, en dit is net 'n praktiese manier om die ding te doen. Op jou yskas, eerbied vir Christus, onderdanig aan mekaar, eerbied vir Christus is, ek weet wat Christus vir my gedoen het. Ek weet wat God deur Christus vir my gedoen het. Ek weet dat Christus het vir my gesterf, ek weet dat Christus het betaal vir my sondes, en omdat ek dit weet, en omdat die Gees daarvan getuig in my hart, uit eerbied vir Christus, is ek onderdanig aan my man, of is ek onderdanig aan my vrou, onderdanig aan mekaar, en dit is belangrik, subject, of subjection, dit is nie die einde van die wêreld nie, soos het gister ook gesê het, onderdanig is 'n goeie ding, onderdanig, vandag as jy dit hoor, dan denk jy, ek moet nou skuif, maar dit is nie 'n slegte woord nie, dit is 'n goeie woord. So my praktiese raad is, vat daai twee dinge, eerbied aan Christus, of eerbied vir Christus, en onderdanig aan mekaar, en kyk hoe kan jy dit, nie net besef nie, maar hoe kan jy dit leef? Dis baie belangrik. Nie net hoe kan jy dit besef nie, maar hoe kan jy dit leef? Hoe kan jy eerbiedig wees, teenoor Christus? Dis 'n moeilike een. Maar vir ons as gelowiges is dit een wat nie net gesê moet word in die oggend of in die aand ons Bybelstudie doen nie, dit moet geleef word. Alright. En ek verstaan, hierdie Bybelstudie is seker nou nie soos 'n Bybelstudie wat jy al bygewoon het nie, maar dit is belangrik dat ons die woord nie net hoor nie, dit is belangrik dat ons die woord leef, en dit is waaroor die kerkgemeenskap gaan. So, dis my raad is, en ek gaan dit ook nou self doen, eerbied vir Christus, onderdanig aan mekaar. Gaan lees daai Efesiërs 5 vers 21, en probeer om te besef, en dit moet ons bede wees, ons bid dat die Here ons sal wys, Here, hoe kan ons in eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees. Ons wil onderdanig wees aan mekaar,
omdat ons respek het vir God, omdat ons respek het vir Christus. So dit gaan nie eerstens oor my nie, dit gaan nie oor my vrou nie, dit gaan eerstens oor God. En dan gaan dit oor my, en dan gaan dit oor my vrou, of dan gaan dit oor my vrou, en dan gaan dit oor my. Ons sit hulle eerste. Wie ook al dit is, sit ons eerste, en ek glo, ek dink nie, ek glo, en ek hoop en ek vertrou dat dit is 'n ding wat ons huwelike nie net sterker maak nie, maar ons gaan dit sien vloei deur ons gesinne en deur ons geloofslewe. So maak tyd, lees hierdie verse, lees net hierdie verse, en probeer om dit prakties uit te leef. Wat ons wel gaan doen is, as ek sê, ons het nou vers 21 het ons nou gedoen, daar is nog 'n geweldige gedeelte wat ons hier moet tackle. Ons het gister gelees, vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees, dis spesifiek die vrou se opdrag, en dan die mans by 25, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Weer eens daai opdrag, onthou vrouens, julle moet onderdanig wees, maar mans, onthou, julle moet julle vrouens lief hê soos wat Christus die kerk lief gehad het. En dit beteken, jy gaan jou lewe gee. Dis 'n vraag wat jy moet vra. Gaan jy jou lewe gee vir jou vrou? En as jy die vraag eintlik dan wil vra is, wat beteken dit om 'n man te wees? Dit beteken dit. Sal jy jou lewe gee vir jou vrou? Ja of nee? Sal jy jou lewe gee vir jou kinders? Ja of nee? Kom ons, as ons dit nou 'n bietjie verder vat. Jou lewe is 'n dienende tyd, en jy dien die Here, en jy dien jou vrou, en jy dien jou kinders, en jy dien die mense rondom jou. Christus het aarde toe gekom, nie om bedien te word nie, maar om te dien, en daai dienende karakter moet ons aanneem en uitleef. En ons bede is dat die Gees dit in ons werk, sodat ons dit kan doen. So, dit is dan die 2 opdragte, weer kortliks, skryf die papier, eerbied vir Christus, onderdanig aan mekaar, en dan kan jy dalk bietjie verder gaan en sê, maar hier is my 2 opdragte vir die vrouens, wees onderdanig, dis nie die einde van die wêreld nie, dis nie 'n slegte ding nie, dis 'n goeie ding, dis respek, dis net om te besef, maar die man is die hoof van die huis, daar lê 'n groot verantwoordelikheid by hom, en dan die opdrag vir die mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos dit Christus die kerk lief gehad het, en onthou, hy het sy lewe gegee. En wat ek sou doen is, ek sou sê, maar is jy bereid om jou lewe te gee met so 'n vraagteken? John, plak dit op die yskas. Kyk elke dag daarna, want dit is wat ons moet doen. Dit is hoe ons moet leef. My bede is dat ons almal sal groei hiermee, en weer eens, ek weet nie alles nie, ons is saam besig om hierdie ding te leer, ons is saam besig om 2025 te tackle, en te kyk na die skrif, en vir die Here te vra, hoe kan ons hierdie jaar doen, en kom ons begin hier. Ons is nou so gefokus op geld, en op, het ons genoeg vir Januarie, het ons genoeg vir ons kinders se skoolklere, en kos, en petrol, want ons het nou weer bos gegaan, die afgelope 3 weke, en te kere gegaan, so ons koppe is by so baie, of ons gedagtes is by so baie plekke, nie ons koppe nie, ons gedagtes is by so baie plekke, kom ons fokus net so bietjie, kom ons kry ons gedagtes net so bietjie in lyn, en kom ons vra vir die Here, maar hoe kan ons dit doen? En wanneer ons vra, moet ons die Bybel lees, moet ons besef, ons gaan die Here se stem hoor, as ons sy woord lees. Dit is hoe hy homself aan ons openbaar, deur sy woord, deur die skepping, en dis baie belangrik. So dit is my bede, en dan gaan ons in elk geval ook weer aangaan, weer eens, as daar enige temas is, asseblief laat weet my, en dan vat ons dit van daar af. Mag jy 'n geseënde dag verder hê, en vrede vir jou.